Ons maak klaar vandag met Spreuke hoofstuk 3. Ons gaan kyk na verse 34 en 35. Spreuke hoofstuk 3 vers 34 en 35. En dit lees dan so: As dit spotters betref, spot hy. Maar aan die ootmoediges gee hy genade. Die wyse sal eer beerwe, maar die dwaase behaal skande. Net so ver in die teks vandag. Kom ons sluit weer die oë. Here, ons dankie vir die woord, dat dit die waarheid is, dat die ganse heilige skrif is, deur U gegee, deur die Gees uitgeasem, vir sondaars soos ons. Here, en daarom is ons gebed dat U ons harte sal open en sal sag maak, dat ons die woord sal aanneem, Here, dat dit in ons harte vesting sal vind, Here, en dat U, Jesus Christus, gestalte in ons lewens sal kry. Here, maak ons meer soos U, was ons deur die woord in hierdie oggend. En lei ons deur die Gees, om onsself voor U te verootmoedig, om U woord aan te neem, en om nederig voor U te wandel. Here, sodat ons ook U genade kan ontvang. Lei ons asseblief in dit, Here, want ons is nie tot dit in staat nie. Lei ons, Here, en mag U ook al die eer kry, wanneer ons wel onsself tot U bekeer. Alle lof, alle eer en alle aanbidding, kom U naam toe, Here. Amen. En ons het laasweek gekyk na vers 33, waar hulle vir ons gesê was, dat die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. En soos ons gesien het, die vloek van die Here behels nie net die hel nie, en die vloek van die Here kom nie net oor die goddelose eers die dag wat hulle doodgaan nie. Nee, die vloek van die Here rus op die goddelose, selfs al het die goddelose nog nie eens gesterwe nie. Daarom lees ons onder andere in Johannes 3 vers 18, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel. Hy hoef nie dood te gaan nie, hy is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Maar meer skrikwekkend as die feit dat God se vloek op die goddelose rus, en meer genadiglik as die feit dat die God van die heelal se seën op ons rus as ons deur die bloed van Christus geregverdig is die feit dat God se vloek en sy seën van toepassing is op ons huise. Die vloek is nie net op die individu wat goddeloos is nie, dit is ook op sy huis. En die seën van die Here is nie net op die individu wat regverdig is nie, dit is op sy hele huis, op sy woning. En hierdie begrip sien ons dwars deur die Bybel. Noag se familie word gered as gevolg van sy geregtigheid. Josua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Job tree in vir sy hele familie, soos ons lees in Job 1 vers 5, waar staan, en elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle. Dis nou vir sy kinders, vir sy familie. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. En so het Job altyd gedoen. Hy het altyd vir hulle ingetree met brandoffers. En sommige mag sê, ja, maar dit was net hoe dit gewerk het onder die ou verbond. En dit werk nie so onder die Nuwe Testament nie. Maar tog sien ons presies dieselfde waar Saggeus tot bekering kom. Ons lees in Lukas 19 vers 8 en 9 rakende Saggeus se bekering daar staan, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Jesus sê nie, vandag het daar redding vir hierdie man gekom, aangesien hierdie man 'n seun van Abraham is nie. Dis wat Jesus vir hom sê nie. Hy sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Die nuwe verbond is die vervulling van die beloftes wat aan Abraham gemaak was. En as jy in Christus is,
soos Galasiërs 3 ons leer, dan is jy ook 'n kind van Abraham. En volgens die belofte is jy ook 'n erfgenaam van die beloftes wat aan Abraham gemaak was. Daarom wanneer Jesus vir Saggeus sê, hierdie man is 'n seun van Abraham, verwys die Here nie na sy etniese agtergrond nie. Want dan sou hy dieselfde van die Fariseërs en die Sadduseërs ook gesê het, want hulle kom ook van Abraham af. Hulle is ook etnies Joods. Anders sou hy presies dieselfde vir die Sadduseërs en die Fariseërs gesê het. Maar hy doen nie. Hy verwys nie na etniese agtergrond nie. Hy verwys na die feit dat hy 'n seun van Abraham is, omdat Saggeus sy redding in Jesus Christus gevind het. En as jy in Christus is, volgens Galasiërs 3, dan is jy 'n kind van Abraham en volgens die beloftes ook 'n erfgenaam. En omdat Saggeus redding gevind het in Christus, is hy ook 'n seun van Abraham. En volgens die beloftes wat God aan Abraham gemaak het, ook 'n erfgenaam volgens daardie beloftes. En een van die beloftes wat daar aan Abraham gemaak was, waarvan ons ook erfgename is, soos ons lees in Genesis hoofstuk 12, is dat Abraham se nageslag deur die Here geseënd sal wees. En daarom kan Christus ook sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Met ander woorde, Saggeus se hele gesin, sy nageslag. Aangesien hierdie man ook, sê Jesus, 'n seun van Abraham is. Daarom kry hy die beloftes. Daarom kan Jesus sê, dat redding vir hierdie huis gekom. Van dat redding vir Abraham se huis gekom. Inteendeel, selfs Abraham se slawe was besny gewees. En hoe kan die Here dit vir Saggeus sê? Want die beloftes wat aan Abraham gemaak was, kom ook Saggeus toe, sowel as ons, indien ons in Christus is. En trou teenoor sy verbond handel. En dis die genade van die nuwe verbond. En wanneer Spreuke dan sê, die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges, is dit net soveel van toepassing vandag, soos dit was onder die Ou Testament. Inteendeel, dit is meer van toepassing. Want ons het die volheid van die vervulling van die beloftes in Christus Jesus. En nie net die seën aspek daarvan nie, ook die vervloeking aspek daarvan. Want soos Hebreërs 10 vers 28 en 29 sê, as iemand die wet van Moses verwerp het, die ou verbond verwerp het, sterf hy sonder ontferming, menende sonder genade. Op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. As daar dan 'n vervloeking was onder die ou verbond, onder Moses, soos die skrif sê, hoeveel swaarder straf of vervloeking sal daar nie wees nou dat ons die volheid van die verbond en vervulling daarvan in Christus het en dit aan ons geopenbaar is nie. Ananias was die een wat die helfte van die geld na die apostels toegebring het, wat hy moes, soos ons lees in Handelinge hoofstuk 5. Die skrif sê sy vrou het medewete daarvan gehad en dit same geheim gehou, maar dit is ooglopend dat dit Ananias se plan was om net die helfte van die geld na die apostels te bring. Aangesien hy die een was wat die geld gebring het en dit van hom gesê word dat Satan sy hart vervul het, nie van sy vrou Safira nie. Maar so bring hy toe ook 'n vloek oor sy vrou en hulle albei word dood neergeslaan. Nie net selfs onder die Nuwe Testament nie, maar veral onder die Nuwe Testament. Is dit van toepassing wanneer die skrif sê, die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. Maar ons lees dan in die laaste 2 verse van ons hoofstuk daar staan, as dit spotters betref, spot hy. Maar aan die ootmoediges gee hy genade. Die wyse sal eer beerwe, maar die dwaase behaal skande. En hierdie 2 verse sluit natuurlik aan by mekaar, want die spotters met wie die Here spot in vers 34, is die einste dwaase wat skande sal behaal in vers 35.
Terwyl die ootmoediges wat genade ontvang vanaf die Here in vers 34, weer die wyse is van vers 35, wat weer eer sal beerwe. Om ootmoedig te wees is wys. Om nederig te wees is wys. Want die Here sal jou genadig wees en hy sal jou ook eer bewys, soos vers 35 sê. En soos Jakobus 4 vers 6 ook sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Maar wat ons ook moet verstaan rondom nederigheid, is dat die persoon wat nie in die Here glo, of hom volg, en wie Christus nie as hulle saligmaker en Here stel nie, kan nie nederig wees nie. Nou dit klink soos 'n verregaande stelling, maar julle sal sien hoekom ek so sê. Maar die persoon wat nie homself onderdanig stel aan die Here nie, of in die Here glo nie, of hom volg nie, kan nie nederig wees nie. Daar bestaan nie so iets soos 'n nederige ongelowige nie. Daar bestaan nie so iets soos 'n ongelowige wat homself verootmoedig nie. Hulle kan dalk 'n skyn van nederigheid hê, maar dit is al wat dit is. Want as daar werklik 'n verootmoediging was, dan sou die genade van die Here ook daar gewees het, nie waar nie? Want die Here is mos genadig oor die ootmoedig is. As daar werklik ootmoediging was, dan sou die genade van die Here ook daar gewees het, maar daar is nie. Want soos ons teks sê, aan die ootmoediges gee hy genade, maar daar is nie genade vir die ongelowige nie. Nederigheid, of om jouself te verootmoedig voor die Here, is om te erken wie en wat jy werklik is. En die ongelowige kan nie dit doen nie. Die ongelowige kan nie erken dat hulle nietig is nie. En dat hulle verdorwe is voor die Here nie. Hulle erken dit nie. Die ongelowige sal eerder sê, maar ek is mos 'n goeie persoon. En dan sal hulle jou al die goeie dinge gee, of 'n lys gee van al die goeie dinge wat hulle doen. Die ongelowige kan nie erken hoe verdorwe sleg hulle is, en dat hulle niks anders as die hel verdien nie. Hulle kan dit nie erken nie. Want hulle het geen begrip van God se heiligheid nie, en hulle het geen begrip van sy regverdigheid nie. Maar die gelowige het 'n absolute verstaan en oortuiging dat daar niks goeds in ons woon nie. Ons weet dit. En dat selfs ons beste werke is deurdrenk met sonde. Is soos vuil lakens voor die Here. Juis omdat ons God se heiligheid verstaan en ook sy geregtigheid, en dat as hy ons in hierdie oomblik hel toe stuur, hy ons bloot net gee wat ons verdien en wat ons toekom. As ons hel toe gaan op hierdie oomblik, dan doen die Here ons geen onreg aan nie. Want hy gee ons bloot net wat ons verdien. En die gelowige verstaan dit. Ons verstaan wie ons is, en ons verstaan dat ons verdorwe sleg is voor die Here. Soos Paulus ook sê in Romeine 7 vers 18 waar staan, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. En as die apostel Paulus dit sê, van alle mense, wel hoeveel meer nie ons nie. Want ek weet, sê hy, dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. En Paulus beaam bloot net dit, wat die Here gesê het in Genesis 6 vers 5 en 6, voordat hy die aarde verwoes het in die vloed, waar staan, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Die rede hoekom die Here nie weer alle vlees van die aarde af verwoes nie, die rede hoekom hy dit nie weer doen nie, is nie omdat die mensdom nou ewe skielik goeie mense geraak het nie. Ons hou daarvan om dit te dink, maar dis nie hoekom die Here ons nie verwoes nie. Nee, die rede hoekom die Here die mensdom nie verwoes nie, is bloot net omdat hy ons beloof het dat hy dit nie weer sal doen nie. Dis al. Die reënboog is nie daar om ons te herinner dat na die vloed
ons nou 'n goeie mensdom geraak het nie. Dis nie hoekom die reënboog daar is nie. Nee, die reënboog is daar om ons te herinner dat ten spyte van ons verdorwenheid, die Here ons nie sal verwoes nie. Dis hoekom die reënboog daar is. Die reënboog is nie daar sodat ons nou kan trots hê nie. Ons het nou 'n oulike mensdom geraak na die vloed nie. Die Here hoef ons nie meer uit te wis nie. Nee. Die reënboog is juist daar om ons te herinner dat ten spyte van ons verdorwenheid, die Here ons nie weer sal verwoes nie. Dis hoekom die reënboog daar is. En Paulus beamoed dit net, of bloot net, wat die Here vir ons gesê het by die vloed. Wanneer hy dan sê, want ek weet dat in my, dit wil sê my vlees, niks goeds woon nie. Hy beamoed bloot net dit wat die Here al gesê het by die vloedse daal. Vir ootmoediging of om jouself nederig voor die Here te stel, gaan by voorbaat hand aan hand met die bekering. Daarom soos ons ook vroeër gelees het in Jakobus, wanneer hy sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederige gees gee hy genade, sê hy dan in die volgende vers, in lig van dit wat hy net gesê het, onderwerp julle dan aan God. God is genadig teenoor die nederiges, onderwerp julle dan aan God. Want die wat nie julle self onderwerp aan die Here nie, is nie nederig nie, maar hoogmoedig. Dis hoekom hy dit sê, in dieselfde konteks. En daar is dan ook geen genade nie. Ware nederigheid kan nie gevind word by die ongelowige nie. Want die Here is nie genadig oor die ongelowige nie. En hy red nie die ongelowige nie. Nee, die Here se genade, soos ons teks vandag sê, is by die ootmoediges en by hulle alleen. En dit maak ook sin dat die ongelowige nie ware nederigheid kan hê nie. Want aan wie kom die krediet toe as die ongelowige iets bereik in sy lewe? Vir wie gee hy die krediet as hy iets bereik het? Of iets gemaak het van sy lewe? Of iets merkwaardigs ontwerp het en gebou het? Aan wie gee hy die krediet? 'n Wêreldsiening sonder die Here beteken dat die krediet en die eer altyd gaan terugkom na die mens toe. Of na homself, of hy gaan vir sy ma en pa dankie sê dat hulle sulke oulike ouers was. Maar dit gaan altyd terugkom na die mens toe. Want daar is geen hoër gesag buite jouself nie, buite die mensdom nie. Die ongelowige mag dalk beskeie wees, kan beskeie mense wees. En as jy hom prys vir iets wat hy gedoen het, of prys vir iets wat hy gemaak het, sal hy dalk nie die aandag soek nie, of hy sal sê, ag, dis sommer niks nie. Hy mag dalk beskeie wees. Maar die Here is nie genadig oor die beskeie persoon nie. Dis nie wat die skrif sê nie. Die Here is nie genadig oor die beskeie persoon nie. Die Here is wel genadig oor die ootmoediges. Want ons weet dat enigiets wat ons bereik, is nie uit onsself nie. Want ons weet daar is 'n God in die hemel wat vrylik gawes uitdeel volgens die welbehae van sy wil. Hy is die wat die gawes uitdeel. Volgens sy welbehae. Soos 1 Samuel 2 vers 7 en 8 vir ons ook sê, die Here maak arm en maak ryk. Hy verneder ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof. Uit die ashoop verhef hy die behoeftige. Om hulle te laat sit by die voorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe, want aan die Here behoort die pilare van die aarde. En hy het die wêreld daarop gevestig. Dink jy dat die feit dat jy wel af is, of dat jy dalk goed doen vir jouself, of dat jy jou kinders op die regte manier groot maak, of dat jy getrou die gebooie van die Here hou, van jouself afkom? Of omdat jy so oulik was, omdat jy die inisiatief geneem het en jy so hard gewerk het? Lagwekkend. Lagwekkend. Die Here maak arm en maak ryk. Hy verneder ook verhoog hy. Hy rig die geringe uit die stof uit. Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte,
by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Johannes 3 vers 27, 'n mens kan niks aanneem, as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Jy maak nie gelowige kinders groot, omdat jy so oulik is nie. Glo my. Want daar is niks goeds wat in ons woon nie, behalwe dit wat die Here self, volgens die welbehae van sy wil, daar gesit het. Die gelowige het 'n ontnigterende begrip vir die feit dat niks wat ons is, of enige bietjie goed wat in ons mag wees, of enige bietjie van die goeie wat ons mag doen, vanuit onsself kom nie. Ons weet dit. Die gelowige het 'n absolute begrip, soos Paulus ook sê, dat daar niks goeds in ons woon nie. En indien daar wel iets goeds in ons woon, of ons iets goeds na vore bring, dit nie van onsself afkom nie, maar van die Here, wat ons ook daartoe in staat gestel het. Hy het dit daar gesit. Daarom kom die eer ook hom toe. En dieselfde waarskuwing kom dan ons toe, as wat die Israeliete toegekom het, naamlik, dat ons hierdie feit nie moet vergeet nie. Soos ons lees in Deuteronomium 8 vers 11 tot 19 waar staan, neem jou in ag, dat jy die Here jou God nie vergeet, deur sy gebooie en sy verordening en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word nie, en mooi huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder, en jou hart om dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skorpioene en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen, en jy in jou hart dink, my krag, en die sterkte van my hand, het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is, wat jou krag gee, om rykdom te verwerwe. Dat hy sy verbond kan bevestig, wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Maar as jy nogtans die Here jou God vergeet, agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag, dat julle sekerlik sal omkom. Ware verootmoediging kan nie gevind word by die ongelowige nie. Want die een ongelowige kan erken dat alles wat hulle is en alles wat hulle besit, kom nie uit hulle eie hand nie, maar uit die hand van die Here nie. En daar is geen bekering voordat ons nie onsself voor die Here verootmoedig nie, en daar is geen genade sonder verootmoediging nie. Die Here gee genade aan die nederiges. En in die Ou Testament het hulle dit nie net in hulle harte gevoel en met hulle monde bely nie. Hulle het dit ook uitwaarts gewys sommer. Jona roep Ninive tot bekering, en ons lees in Jona 3 vers 6, daar staan, en toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan van sy troon, en sy mantel afgehaal, en in 'n rougewaad gehuld, in die as gaan sit. Selfs die koning het homself verootmoedig, deur hom van sy troon af te klim, sy koninklike klere uit te trek, rouklere aan te trek, en deur hom in as te gaan sit. En indien daar geen verootmoediging was nie, sou daar ook geen genade gewees het vir die mense van Ninive nie. Daar sou nie. Om beskeie te wees, sou nie die koning of die mense van Ninive gered het nie. Want daar was beskeie mense daar, sekerlik. Nee, die Here gee genade aan die nederiges, wat 'n begrip het van wie die Here is en hoe ver ons kortval van sy heiligheid. En dat ons ook niks kan hê of enigiets kan bereik as dit nie is vir sy groot genade oor ons nie. En wie dit begryp is ook wys, want dit is die waarheid.
En wie die waarheid aanneem, sal ook eer beerwe, soos vers 35 van ons teks vandag vir ons sê. Maar die wat nie die waarheid begryp nie, is niks anders as 'n spotter nie. Jy is 'n spotter. 'n Spotter is enige iemand wat na die waarheid van die Here kyk, of na iemand kyk wat die waarheid doen en dit verag. Binne die konteks van Spreuke verwys dit na die dwaas wat wysheid verag. Daarom het ons gelees in Spreuke 1 vers 22 word die vraag gevra, hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê en die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat? En hierdie dinge word as sinonieme vir mekaar gebruik. Die eenvoudiges het eenvoudigheid lief en wil nie die dieper dinge van die Here naspeur nie. Hulle is spotters en hulle spot. Hulle is dwaase want hulle haat die kennis. Maar as jy nie die waarheid van die Here wil aanneem nie, en jouself wil verootmoedig ooreenkomstig met daardie waarheid nie, sodat die genade van die Here op jou mag rus nie, wel, dan is jy 'n spotter. En die Here sal dan ook met jou spot. Jy ag jouself hoër as wat jy moet. Maar die Here sal jou vinnig wys dat jy nie so hoog is soos wat jy dalk mag dink jy is nie. Hy sal jou verneder, want jy wou nie jouself verneder nie. En ons skrif vandag kom dan presies neer op die gelykenis van die genooides. Soos ons lees in Lukas 14 vers 8 tot 11, waar daar staan, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plek inneem nie, in geval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man, en dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in. Sodat wanneer hy kom, wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoor op. Dan sal jy eer hê vir die wat saam met jou aan tafel is. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wat homself verneder, sal verhoog word. Indien jy die begrip het, dat jy nie eers waardig is om uitgenooi te word na die bruilof van die Here nie. En hierdie praat nie van 'n bruilof nie, moet nie die slegste stoel gaan inneem as daar 'n tafel aan jou toegereken is by 'n troue nie. Dit praat nie van 'n troue nie. Dit praat van die redding. Indien jy die begrip het dat jy nie eers waardig is om uitgenooi te word deur die Here nie, na die bruilof van die Here nie, dan sal die Here nie net genadig wees nie, jy sal selfs eer ontvang. As jy ten minste net begryp dat jy nie eens waardig is om genooi te word nie. Want ons is nie. Ons verdien nie ons redding nie. Ons verdien nie om genooi te word nie. En indien jy die begrip het dat jy nie eens waardig is om uitgenooi te word nie, na die bruilof van die Here nie, dan sal die Here nie net genadig wees nie, jy sal selfs eer ontvang. Maar as jy nie 'n begrip het vir hierdie waarheid nie, dan sal jy ook verneder word. Met ander woorde, die Here sal met jou spot, en hy sal van jou 'n bespotting maak. Want soos die skrif sê, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. Maar wat homself verneder, sal verhoog word. En die spot van die Here behels nie die idee dat hy 'n beter belediging gaan uitdeel as wat iemand hom toegedien het nie. Die Here se spot is nie 'n kompetisie van wie die beste belediging kan uitdeel nie. Die Here se spot is 'n vernedering met ewige implikasies. Soos Psalm 2 vers 4 en 5 sê, hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle, dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn. En in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Dis hoe die Here spot. Die Here se spot is sy oordeel oor die wat hulle self verhef bo en teen die Here. Maar nie net teenoor die wat hulle self verhef teenoor die Here nie, maar ook teenoor sy kinders. Soos ons ook lees in 2 Tessalonisense 1 vers 6 waar Paulus sê, aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. Die Here vergeld die mense wat
sy kinders verdruk. Of soos Jesus vertel in Matteus 25 vers 40, waar staan, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Sover as julle dit aan een van my kinders gedoen het, so het julle dit ook aan my gedoen, sê die Here. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Die spotters, wat die waarheid van die Here verag, en ook ons verag, wat vas staan op daardie waarheid, sal deur die Here self gespot word. Maar die Here se spot is nie 'n woordewisseling van beledigings nie, dit is sy toorn wat op hulle neerkom. Dit is die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele, soos die skrif sê. In 2 Konings 2 vers 23 en 24 lees ons van die profeet Elisa, waar staan, en daarvandaan het hy opgegaan na Bethel, en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit, wat met hom spot, en vir hom sê, gaan op Jakob, toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle gevloek, in die naam van die Here, en 2 berinne het uit die bos gekom en van hulle 42 kinders verskeer. En hierdie verhaal van Elisa en die kinders en die 2 bere, vang die sentiment en die kontras van ons teks vas vandag. Wanneer dit sê, as dit spotters betref, spot hy. Maar aan die ootmoedig is, gee hy genade. Daardie kinders het geen genade gevind nie. Daar was nie vir hulle geleentheid om tot bekering te kom nie. Hulle het die gesand van die Here gespot. Die ootmoediges aan die ander kant sal nog genade ontvang. Maar die wat spot sal nie genade vanaf die Here ontvang nie, maar eerder die spot van die Here self, sy toorn. Die wat die waarheid van die Here verag en die wat die kinders van die Here verag. Die wat die waarheid verag en ook die kinders van die Here verag wat op daai waarheid vas staan. Wat daardie waarheid verkondig. Of selfs wat sy kinders mislei. Wat ander mislei. Wat graag die waarheid wil hê. Maak 'n bespotting van die Here. En die Here se spot sal op hulle hoofde terugkeer. As jy die Here verwerp, of jy verwerp die gelowiges wat daardie waarheid verkondig, of jy laat die mense struikel wat weer die waarheid soek, ja, dan maak jy 'n bespotting van die Here. En die Here sal met jou spot. As jy die wegraping aankondig, wat nie eens 'n leering is wat in die Bybel gevind kan word nie, asof jy so spesiaal is dat die Here dit aan jou geopenbaar het, dan maak jy 'n bespotting van die Here. En van die geloof. En van die gelowiges wat wel die waarheid navolg of soek. En jy bring mense tot 'n struikel. Jy het nie net die voorste stoel van die bruilof ingeneem nie. Jy het op die voorste stoel gaan staan. En valshede verkondig, terwyl die bruidegom langs jou sit. Was jy so vermetel om dit te doen? Maar wat die spotter betref, die Here sal met jou spot. En soos ons teks sê in vers 35, jy is 'n dwaas en jy sal skande behaal. En jou skande sal nie anders lyk as die kinders wat met Elisa gespot het nie. Moenie 'n fout maak nie. Die Here sal nie bespot word nie. Maar om af te sluit, laat ons ag gee op Romeine 12 vers 3, waar Paulus sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink, as wat 'n mens behoort te dink nie. Want soos hy ook sê in 1 Korintiërs 4 vers 7, en wat het jy, wat jy nie ontvang het nie?
En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Daar is niks wat ons het wat nie aan ons gegee is nie. Daar is niks wat ons kan doen waar die gawe nie aan ons gegee was om dit te kan doen nie. En daar is niks wat ons kan bereik indien die Here ons nie gun om dit te kan bereik nie. En soos Paulus vra, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? So asof dit uit jouself uitkom. En so asof dit nie aan jou gegee is nie. As dit spotters betref, spot hy, maar aan die ootmoediges gee hy genade. Die wyse sal eer beerwe, maar die dwaase behaal skande. Laat ons dan nederig wees, wetende dat elke enkele goeie ding wat ons is, elke enkele goeie ding wat ons het, elke enkele goeie ding wat ons doen, is nie as gevolg van onsself nie. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Laat ons onsself verootmoedig voor die Here. Laastens, Lukas 18 vers 10 tot 14, 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer, die ander tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. En dan sê Jesus in die volgende vers: Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Laat ons dus onsself verootmoedig voor die Here. Mag die naam van die Here Jesus Christus geloof word tot in aller ewigheid vir sy groote genade teenoor sondaars soos ons. Kom ons sluit die oë. O Here, gun dit ons, o Heer, deur die krag van die Gees, om nie meer van onsself te dink of meer van onsself te maak as wat ons behoort te nie. Help ons om te besef wie ons is, Here. Dat ons is sondaars wat die hel verdien, want ons het teen 'n ewige heilige God gesondig. Lei ons, o Here, om te verstaan wie ons is, hoe ver ons kort val. Maar ook dan, Here, laat ons besef hoe groot die genade is, dat U wel sondaars soos ons red. Help ons om onsself te verootmoedig vir U, sodat ons guns en genade in U oë mag vind. Nie omdat ons dit verdien of kan verdien nie, maar omdat U 'n genadige en barmhartige God is. Lei ons in dit, o Heer, want ons is nietig. Lei ons in dit, Here, want ons is verdorwe en ons woon daar niks goeds nie. En Here, wanneer ons enigiets goeds doen of iets mag bereik, Here, mag U die eer en die glorie daarvoor kry, want dit kom U naam toe, want dit kom in elk geval uit U hand uit. Die hele skepping behoort aan U en die volheid daarvan. Loof en prys die heilige naam vir die genade oor sondaars soos ons. Amen.